Vir 'n verandering sit ek en wag buite die winkel en gaan ek nie in nie. Het ek gedink, dis nou 'n guldige geleentheid. Kyk hoe lekker se skyn die sonnetjie. En dit is so lekker warm. Om vir julle te sê, ek het toevallig dink ek nou vanoggend al die jare wat ek die 4 seuns alleen groot gemaak het ek al baie vir julle gesê, moes ek 2-3 jobs hê om kop bo water te hou. En ek dink van my 4 seuns, dink ek toevallig toe nou daaraan, dat ek en Goompa en John, Ouboet, ons het saam dieselfde extra werk gedoen. Ek was 'n paar jaar terug was ek 'n events manager gewees by 'n wedding venue in Olympus. En alhoewel ek die bestuurder was daar, na eers bestuurder, was Wimpy, het hy uitgehelp in die kroeg en John was 'n waiter gewees. So het ek en my kinders voorberei. En jare terug, ou Konakkie was net gebore gewees, toe daar 'n restaurant oopgemaak in Nina Park met die naam van Kettlebaron. Party van julle wat van Pretoria afkom, sal weet, sal dalk miskien die Kettlebaron ken, maar ja, daarso het ek toe nou met hulle gereël, omdat ek voltyds by die prokureurs gewerk het ek na werk het ek huis toe gegaan bad aantrek, en dan het ek net so 'n uur later ingeklok as die ander waiters. Dan het ek so gestaan en werk as 'n waiter na ure tot die restaurant toegemaak het. En terwyl ek gewaiter het, was my seun Wimpy, also known as Goompy, was my seun Wimpy my runner gewees. En dis hoe ek en my kiddies maar geoperate het, jy weet. Wanneer dit nodig was, het die kinders ingespring en hulle het ook geoperate, alhoewel hulle geld vir hulle self was, maar so het die kinders daai geld aangewend om te koop dit wat hulle wil hê. Want vir jare, as die kinders, jy weet mos, as die kinders groot word, dan wil hulle altyd alles hê. En ek het toe op 'n stadium, ek kan nie eens onthou, het ek 3 jobs gehad, hoeveel jobs nie, maar het ek hier extra jobs gevat om vir my kinders PlayStations te kon koop, bicycles te kon koop, pellet guns, want ek het te jammer gevoel vir my kinders, want shame, die arme bloetjies het net 'n ma wat ma en pa speel. En toe kom ek my fout agter jare later en ek besef, jy doen eintlik jou kinders onreg as jy vir hulle gee, omdat jy jammer voel vir hulle. Maar nietemin, so het ons toe nou geoperate. En ek het toe nou begin leer om vir die kinders te vra. As hulle gesê het, ma, ek kort dit, dan het ek vir hulle gesê, kort jy dit? Het jy dit nodig of wil jy dit hê? En as hy vir my gesê het, hy wil dit hê, dan het ek hom gesê, sorry Boeta, ek kan net voorsien aan dit wat nodig is. So het die kinders ook maar gewerk en hulle het vir hulle gekoop wat hulle wil hê met hulle geld. Die enigste 2 seuns saam met wie ek nog nie 'n ekstra werkie gedoen het nie, was ou Kiantjie en ou Poenatjie. Nou ja, hopelik gaan ek een van die dae die geleentheid hê om saam met my baba te operate, al is dit net tydelik hier en daar. Nou Kiantjie kom Oktober maand, kom hy terug Suid-Afrika toe. Ek het julle mos gesê, die kind het na sy pa toe verhuis toe hy 18 is. En die kind is nou al 25 en hy bly in Nieu-Seeland by sy pa. So die kind kom in Oktober vir 3 weke vir sy ou moedertjie kuier. So as ek Kiantjie se arm kan draai, gaan ek sorg dat ek en hy eendag operate, dan kan ek ten minste sê, ek het al gewerk saam met al 4 my seuns. Maar ja, so ken my kinders my, hulle weet ek is nie bang vir werk nie, hulle weet ek het nie 'n leihaar op my lyf nie, en hulle weet ook, 'n mens doen wat nodig is om te kan survive en om dit wat jy in die lewe wil hê, te kan koop. Want die lewe skuld niemand niks nie. En die keuses wat jy maak vandag gaan bepaal waar jy môre is. Dit maak nie saak of jy strate vee en of jy sakkies pak en of wat jy doen nie. Maar werk is werk. En solank 'n ou 'n geldjie kry daarvoor, nê, dan operate jy. So ja, dis nou maar my storie vir vandag. Ek het toevallig daaraan gedink en maar net gedink, ek gaan vir julle sê, hoe het ek en my 4 seuns geoperate. Blessings vir julle almal. Ek sien Jackie het al uitgekom en sy sal weer terug in die winkel in. So laat ek klaar maak met my storie. Blessings.